stage when we're on the edge of our seat saying it's too late. Well, let me introduce you to Amazing Grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, but still the truth is the cross has paid, the cross has paid you flawless. No matter the hurt, oh how deep the wound is, no matter the pain, but still the truth is the cross has paid, the cross has made you flawless. Could it possibly be? We simply can't believe that this unconditional kind of love would be enough to take a filthy wretch like this, wrap him up in righteousness. But that's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, but still the truth is the cross has paid, the cross has made you flawless. No matter the hurt, or how deep the wound is, no matter the pain, but still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. They're like a hero who takes the stage when we're on the edge of a seat saying it's too late. Well, let me introduce you to Grace, Grace, God's grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, but still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. No matter the hurt, oh how deep the wound is, no matter the pain, but still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. The cross has made, the cross has made you flawless. Amen. So wonderlik om in die teenwoordigheid te wees, Here. Net bewus te word dat U hier is, omdat U vir ons lief is. In ons gebrokenheid, ons onvolmaaktheid, kom U na ons toe. U wag nie vir ons om beter te raak nie, Here, want wie van ons raak regtig beter? U kom omdat U genade het. Dankie dat U genade maak dat U by ons wil wees vanmôre. En Here, daarom wil ons net ons harte voor U oopmaak en sê, hier is ek. Vanmôre, Lord, be the air that I breathe. You are my everything. U is my alles, Here, in Jesus naam. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, let it be in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I
lost without you. Yeshua,
Dankie, Here. Aan U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte. Ons loof U, ons prys U, Here. Word verheerlik vanmôre in hierdie plek in Jesus naam. Terwyl ons bewus is dat U hier is, U teenwoordigheid, U salwing, en die heerlikheid van die Here wat ons vul, wat hierdie plek vul vanmôre. Dankie dat U hier is. Dankie dat U koninkryk kom, o Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. U kan maar die sitplekke neem, baie dankie. Halleluja. Halleluja. Gaan die jong mense, die kindertjies. Dankie Marco, julle. Awesome. Dankie Charmaine vir die kerk wat so mooi skoon gemaak is. Sy kom werk in die week en dan sy en Denise, gee vir haar 'n klap, ja. Dis awesome. Wonderlik is ons mense so lief is vir die Here en vir wat ons hier doen. En ja, ons is baie dankbaar teenoor die Here vir sy goedheid. Ons het, soos jy weet, ons het hierdie kankerlys met 'n klomp mense in die land wat kanker ly aan kanker. En ons het al gebid en Johnny het net vandag gesê hy was siek en hy's gesond, hy het kanker gehad. Hy het kanker gehad. Die Here, hulle het ons het gebid dat die kanker in sy liggaam moet sterf. Een Sondag hier, almal het saam gebid. Toe hulle dit uithaal was so 'n sokkerbal. Hy het dit vir ons gewys en dit was dood. Kanker het dood gegaan in sy liggaam. Dood. Hy is 'n wonder, ek gaan wonder hy is so ywerig dat die naam van die Here nie eilik gebruik moet word. Ek stem saam met hom. Ek het nou op een van die kanale ook begin om 'n reeks te kyk en dis die hele tyd net Jesus soos hulle vloek en toe sit ek dit af. Kan dit nie kyk nie. Dit is verskriklik. Dit is asof die ouens wat die draaibroeke skryf moetswillig geraak. En so dis goed om protes aan te teken. Ons mag. So kom ons doen dit. Ek kan net vir Hyla en name gee of net vir haar bel en sê hoe moet jy by die link uitkom? Sy sal met Johnny jou kontak maak met Johnny. Maar weet jy wat, het 'n hele klompie van die mense is nou al gesond. Want elke keer ons bid, hier's 'n klomp, hier's baie. Ons dankie. Amen. Hier's baie mense gesond op hierdie groepie. Ons gaan vir Tini Becker ook bid. Die Here het vir hom wonderlik genees, maar hy's weer terug vir behandeling vir kanker. Ek weet nie Adrie, is Tini, is daar ietsie weer terug of? Okay. En ons gaan vir Rina bid. Rina het ook weer ietsie. Sy het al die Here het jou al 'n paar keer. Jy's nou soos die kat kom weer, 7 lewens, Rina. Paar keer gehad kanker en dan maak die Here dit gesond. Ek wil vra dat Rina en Tini na vore kom en kom staan. En ons gaan saam as gemeente vir hulle bid. En dan gaan ons ook bid weer vir hierdie name op hierdie lys. En u wat kyk op die internet, bid saam met ons. Dalk van u wat kyk is op hierdie lys, u naam. So ons gaan nie ophou bid nie. Ons gaan aan om die Here. As daar van u is wat voel jy wil saam met my kom hande oplê vir hulle, dan bid ons ook vir hulle dat die Here ook vir hulle sal. Dankie julle. Halleluja. Kanker, ons liggaam, ek sê dit, ons liggaam is nie 'n tempel van kanker nie, is 'n tempel van die Heilige Gees. Kanker is nie welkom. Nie. Okay, lê julle hande op en dan bid ons. Kom ons bid eers vir Rina en Tini. Dankie Here. Here, dankie vir dokters en dankie vir al die behandelings. Maar nou wil ons bid dat die Gees van die Here hulle bestraal uit die hemel met die krag van God. Ek bid dat dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het vanmôre hierdie tempels vol, hierdie liggame vol, bestraal hierdie kanker. Laat dit sterf in hulle liggame in Jesus naam en nie weer terugkom nie. Dat dit doodgaan en dood bly in Jesus naam, Here. Dankie Here vir die krag van Jesus. Dankie vir hulle lewens, dat hulle nog lank gaan leef om te getuig oor die goedheid van die Here in Jesus naam. Dankie vir Johnny se genesing. Ons wil U nog steeds dankie sê vir hulle wat op hierdie lys is wat al genees is. Here, ek wil nou hierdie lys voor U ophou en sê hier is hulle, Here. Al die name, U ken hulle. Ek wil nou bid in die naam van Jesus. Sien hulle. En bring genesing vir hierdie mense wat sit en wag en kyk met verwagting. U is nog die groot geneesheer, Here. En ons hou dit op voor U. Hier is dit, Here. Genees hierdie mense op hierdie lys in Jesus naam. En ek loof U daarvoor. Dankie, Here. Halleluja. Dankie julle. Dankie Tini, dankie.
Rina. Halleluja, dankie Aubrey. Ek begin met 'n nuwe reeks. Die Here se teenwoordigheid is net wonderlik. Ek begin met 'n nuwe reeks wat ek noem Waar is God? Daai reeks, Waar is God? En vanoggend se boodskap gaan oor waar is God as ek niks voel nie. Volgende week, waar is God? Iets anders. So ons 'n bietjie gesels oor geloof en emosie. En ek glo vertrou dat die woord vanmôre vir jou regtig gaan bedien en vir jou iets gaan beteken. Ons het elke Sondag aand lei ons teologiese studente op. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons het 'n paar teologiese studente in ons gemeente wat ons oplei. Miskien moet ek net vir jou sê wie hulle is, kan jy hulle opcheck deur die week as ek hulle nie sien nie, of hulle André, staan op. Tony en Anita en Jan en Nadia, staan op jy? Dis die ouens waarmee ons besig is met opleiding op die oomblik. Is 'n 3-4 jaar, dankie julle, 'n 3-4 jaar kursus wat ons hulle oplei in die pastoraat. Party van hulle gaan evangelisties word, party wil net verryk word. Hulle wil nie iets hê nie, hulle soek die titels nie. So as jy voel jy wil deel word daarvan, beter jy nou spring want ons gaan dit nou sluit. Ons is al 'n ruk aan die gang, maar jy kan nog inhaal. Dit is elke Sondag aand, dis 'n commitment wat ons vra, soos wat André of Tony vir iemand gesê, dis 'n commitment. So jy moet commit in dit. Dis elke Sondag aand so vir 'n uur. En moenie dink ons sit net daar in teologie bespreek nie. Ons bespreek die lewe en natuurlik die eet bly nie uit nie. Verstaan? Ek lyk so goed want ek eet so goed. Sien so al daai goedjies is daar. So as jy belangstel, laat weet maar. En ja, dankie ook vir daai pragtige woorde Madam oor die Bybelskool September maand. Dit gaan absoluut awesome wees. Geloof en emosie. Interessant. God skep die mens na sy beeld en gelykenis. So jy wat hier vanmôre sit, is geskep na die beeld en gelykenis van God. Maar wat beteken dit? Dat jy die beeld en gelykenis. Wat beteken dit? God is drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En God skep die mens ook drieledig. Siel, gees en liggaam. Jy moet maar daai prentjie so kyk terwyl ek met jou praat, want daai prentjie is baie belangrik. Ek het juist vir die studente gesê, teologiese studente, hierdie lesing vervang die wat ons gemis het, so hulle moet konsentreer. So die mens is drieledig. Jy is gees, dis wie jy altyd is, en jy het hierdie siel van jou waarmee ons so sukkel, en dan het ons hierdie liggaam as ons oud raak waarmee ons ook begin sukkel. So jy is die beeld van God drie-enig. Jou geesmens is die diepste deel in jou menswese. Dis die ewige deel van jou wat nooit doodgaan nie. Waar dit ook al gaan, hemel of hel. Dis die hoogste deel van jou. So God skep die mens se gees in jou vir hom. Dis eintlik hoekom dit daar is. As sy woonplek op aarde. Wanneer ek en jy die wedergeboorte smaak, dan kom die Heilige Gees en hy haal die sondaar wat my lewe was uit my uit. Hy kruisig die ou sondaar aan die kruis, die dag toe ek ja sê vir die Here, maar jy voel dit nie want dit is in die gees. So hy haal dit uit, die ou sondaar waarmee ek gebore is, wat ek van Adam gekry het, sit hom aan die kruis, en dan kom die Heilige Gees in die wonderwerk van wedergeboorte. Hy plaas die seën, hy plaas die nuwe lewe van Christus in my gees, my nuwe lewe. So ouens, nuwe lewe lê nie in my siel nie, nuwe lewe lê in my gees. Dis hoekom as ek wedergebore word, ek vang nog goed aan, ek sê nog baie keer dinge. Dis nie dat ek nie 'n Christen is nie, dis net die siel. Ons gaan nou oor die siel praat. Ons probleem lê daar. Maar kom ons kyk gou eers na die gees. Gees bevat ook sintuie, is baie interessant. Gees bevat ook sintuie soos intuïsie, lê in gees. Ons het dit nie altyd ontwikkel nie, maar baie mense het nogal soms 'n aanvoeling oor iets. Niks van buite af wat sê dat jy moet so voel nie. Dit is net hier binne wat vir jou sê wat jy nie weet hoekom weet jy dit nie. Dis intuïsie. Almal het dit eintlik. Vrouens sê hulle mos het die 6de sintuig, so daai intuïsie. Dan in my gees is daar ook my godsbewussyn, waar ek bewus is van die geestelike, maar dit lê nie in my emosie nie, dit lê in my gees. En natuurlik is die gees geskep om een te word met kom ek sê dan bonatuurlikheid. Het sy die God van die wêreld, of as ek wedergebore word met die opgestane Here Jesus Christus. Nou jou siel, liewe siel, is deel waar jy, daai deel van jou waar jy die lewe beleef. Dis waar jy
jou gedagtes lê, jou wil, jou emosie, jou intellek. Jou siel is waar jy objektief kan dink oor jouself, oor die lewe, oor God en oor alles om jou. Jou siel is jou belewenis van ek lewe, ek is hier. Jy beleef deur jou sintuie. Siel beleef het die sintuie nodig om te beleef, om te sien, om te hoor. So wat is liggaam? Dis die derde een. Liggaam is jou tentwoning. Die Bybel sê is ons tentwoning, ons aardse tentwoning. En ons is nie al vir altyd in hom nie. Frans was 'n dierbare, wonderlike pa, was 'n wonderlike mediese dokter, 'n wonderlike persoon, en ek sê dit nie omdat hy nie meer hier is nie, ek sê dit omdat dit die waarheid was. Ons het hom geken. En sy tent is opgeslaan nou. Hy is huis toe, tent het agtergebly en ons is hartseer oor die tent, maar Paulus sê as ek hier uitwoon, woon ek in by Christus. So ons kyk baie keer teen die sigbare vas, want ons is mense wat leef deur die sintuie, en dan lyk die dood aaklig. Niemand wil doodgaan nie, ons wil hemel toe gaan. Maar omdat ons deur ons sintuie leef. Maar my gees is in hierdie tent, en hierdie tent gaan, jy weet as jy gaan vakansie hou, 'n tent word iewers opgeslaan, as jy moet terug gaan huis toe. So dis net tydelik en dis waar my sintuie lê. Nou as ons gaan kyk na die drie eenheid wat vir my wonderlik is ek net gesien of ek op die regte plek. Ja. Heel bo, dis nogal belangrik, die drie eenheid is een. Dis drie persone en een en drie. Dis nie dat God manifesteer hom soms as die Seun en soms as die Vader, en dis Jesus only. Dis drie persone in een. En ons kan hulle nie van mekaar skei nie, maar ons kan hulle van mekaar onderskei. Hoekom? Want Vader, Seun en Heilige Gees het elk hulle eie unieke rol en bediening in jou lewe. Elkeen van hulle. So deur wedergeboorte word God jou Vader. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan van die Skepper van die univers sê, Vader. I dare to call him Father. Wow. Awesome. En dat God nie daar hoogmoedig op sy troon sit en sy buig, ek gaan jou soos 'n budgie en 'n kou aanhou, vermaak my of ek draai jou nek om nie. Hy wil jou pa wees, hy kom af, hy wil ons pa. Dit gaan selfs so ver in Romeine dat Paulus sê, ons kan vir hom sê, Abba, Vader. Abba is 'n troetelnaampie, ek hoor mense praat van Abba, dit is volksvreemd, gebruik die Afrikaans, papi. Dit spreek van intimiteit, papi Vader. So Jesus Christus is ons lewe, ons nuwe lewe. En dis waaroor Paulus die evangelie gaan. Hy's nie net my verlosser nie. Baie mense ken hom net as hulle verlosser, maar nooit as hulle lewe nie. So ons is in hom en hy in ons, een gees met ons. Waar is Christus? In ons gees. Een met hom, geestelike eenheid. So om jou geesmens, en dit moet jy hoor, bevat die volheid van die Seun in jou. Jy kan nie meer Jesus bykry nie, jy klaar die volheid in jou. Daar, is binne. Die Bybel sê so, Kolossense sê ons het die volheid van hom. So die alles van Christus lê in my geesmens. Toe die Here uitroep tetelestai aan die kruis, iets finish, dis volbring, waar gebeur dit? In jou gees. It's finished in your spirit, jy kan nie add to perfection nie, jy is klaar volmaak, sê hy, soos julle Vader wat in die hemel is. Ons gees is volmaak gered, volmaak geregtig, volmaak heilig. Eintlik, toe die tempel in 70 na Christus, deur Titus en sy trawante, die Romeinse ryk vernietig is in Jerusalem, het God al lankal verhuis. Die voorhangsel het geskeur. God woon nie meer in die allerheiligste met hande nie. Waar woon hy nou? Jou gees, jou wedergebore gees is nou sy allerheiligste. Ons hoef nie meer iewers te gaan om te kry nie, hy is binne in ons. Dis die plek van die allerheiligste. So, en wat doen Christus in my? Hy sit. Hy rus, hoekom? Sy werke is klaar. Sy werk om jou te red, om jou te heilig, om jou te geregtig is. Tetelestai, dis volbring. Hier binne in jou gees. Kan nie add tot perfection nie, is klaar perfek. Geen verbeterings nodig aan my gees nie, jy kan nie bysit by volheid nie. So, maar nou kom ons by die ander een, en dis ons probleem, is my siel. Wat 'n probleem. My wil, my emosie, my denke. Wedergeboorte het nie daar plaasgevind nie. Die wonderwerk van wedergeboorte is in my gees, nie my sielie. So, my siel is nie volmaak heilig nie. Baie mense sê, ek het eendag 'n ou, nee, okay, kom ons los daar een. Moet nie te eerlik altyd hier wees nie. Maar baie keer dan kom hulle sê, jy's 'n Christen. Kyk hoe tree op. Sê ek, ja, ek sê jou wys wat 'n Christen met jou kan doen, kom trap net verder op my. Dis die siel.
Ons siel, ons sukkel nie. Dis my siel, my wil, my denke, my emosie is nie volmaak heilig nie. Is nie volmaak gered nie. Is nie volmaak geregtig nie. Dis 'n lewenslange proses waar jou siel transformeer. En in ons siel, in ons emosies en ons denke, dit gaan deur seisoene. Soms ons het ons highs, ons het ons lows. Dis die siel. So kom ons kyk, God is my Vader, Jesus is my volheid in my gees, hy sit sy werks klaar, it's perfection in jou, maar my siel het baie werk nodig, vir altyd. En dis waar die Heilige Gees inkom. Dis die derde persoon van die Godheid se bediening in jou. Dis waar die Heilige Gees woon nie net in jou nie, hy werk in jou. Dis sy werk, hy's die werker, as ek dit so kan noem, die uitvoerende beampte van die drie-eenheid. Hy's gestuur om in ons siele te kom, hy sit nie, want sy werk is nooit klaar nie, want my siel is nooit volmaak gered op aarde nie, eerste dag as ek doodgaan. So ek sukkel nog met goeders in my siel. So die Heilige Gees is gestuur in my emosies en in my gedagtes, my wil om dit te kom werk, om my sielsarea in lyn te bring met wie Christus in my is. So hy werk in ons, hy lei ons, hy leer ons, hy oortuig ons en hy kom openbaar in ons. Dis alles sielstaal. Die Heilige Gees hou die sleutel. So wanneer ons kyk veral na die rol van die Heilige Gees en die Seun, se twee aparte unieke rolle in ons lewe, is baie belangrik om dit te onderskei, om jou geestelike lewe te verstaan. Want baie keer voel ek nie soos 'n Christen nie, want ek tree nie soos een op nie. Maar dit jou Christenskap het nie te doen met hoe jy optree nie, maar met wie Jesus in jou is. En ek wens ons kan daai sin op ons yskas neerskryf, want ons is geneig om te dink ons is wat ons doen. Nee, hoor 'n bietjie mooi. Jesus is die lewe in jou gees. Die Heilige Gees is die werker in jou siel. Ons het almal die volheid van Christus in ons gees. Ons het die volle. Jy kan nie 'n bietjie Jesus hê nie. Jy het hom of jy het hom nie. Jy's gered of jy is nie. Jy kan nie 'n bietjie hê nie. Daar's nie so iets nie. Maar ons kan die Heilige Gees na mate hê in ons siele. Ons kan die Heilige Gees blus om in ons te werk. Ons kan hom bedroef. Of ons kan hom toelaat om sy werk te doen, in my siel, my gedagtes, my emosie, my wil, of ek kan hom verhinder om sy werk in my siel te doen. Elke Christen, elkeen van julle wat hier wedergebore is, het die volheid van Christus in ons. Maar ons probleem lê hierin, ons manifesteer nie altyd wie ons is nie. Ons manifesteer en leef nie noodwendig die volheid in my uit in my daaglikse wandel nie. Die meeste van ons doen dit baie kere glad nie. Ons almal doen dit glad nie. Baie kere. Nie altyd nie, maar baie kere. En die rede hoekom dit so is, want my gees, my wedergebore gees wat die heiligheid van God is, het my gedagtes, het my siel nodig om die uitdrukking te word van my geestelike lewe elke dag. Hoor mooi. My gees het my siel nodig om uitdrukking te gee aan wie dit is in Christus elke dag. En omdat my siel nie volmaak gered is nie, is dit soos 'n vernouing en daarom moet dit deur 'n proses van vernuwing gaan, want my siel is my groot probleem, nie die duiwel nie. Die duiwel is nie 'n faktor nie. Hy is onder ons voete. Jou siel is jou probleem. Jou gedagtes, jou wil, jou emosie, jy is jou grootste probleem. Ek is bly julle sê amen op daai en ek sê eina. En daarom is dit waar die Heilige Gees werk. Dan hou aan amen sê, ek hou daarvan. Wys julle is hierso. Ons sukkel om expression te gee aan Christ in ons. You see, we all have the whole Christ in us, but our problem lies with the expression of that wholeness. En dis ons siele, dis ons probleem. En dis my siel is nie volmaak gered nie, dis besig in 'n proses van vernuwing, redding, en dit bereik eers die dag volmaaktheid as ek my aardse tente woning neerlê en ek gaan die Here, na die Here. So dis 'n hele proses van heiligmaking, hoor mooi, nie my gees nie, heiligmaking gebeur nie in my gees nie, heiligmaking gebeur in my siel. Romeine 12 praat van die vernuwing van jou gemoed. Hoe is jou gemoed vandag? Ons praat mos daar, my gemoed is laag. Hoe is jou gemoed? Hy sê die vernuwing van jou gemoed. Wat is gemoed? Siel, intellek, emosie, denke. Hy sê ons moet dit vernuwe. Hoekom? Want dit is nie volmaak nie. Dit is 'n proses. So en siel, hoor 'n bietjie mooi, siel is waar my emosie lê. Siel is waar ek die dinge in raak van mense. Siel is waar ek mense liefhet. En dis waar die probleem kom. Kyk, emosie, die gemoed,
Dis lekker om emosie te beleef, is dit nie? Dis lekker om opgewonde te raak oor iets, om goed te voel oor iets. Ek kon my nie lag nie toe ek haar ontmoet het. Ek was so opgewonde. Ek was nog in teologiese college, dan gaan ek huis toe en sien ek in my tas lê nog in die klas. Want my kop is nie daar en my kop is daar. Daai liefde, die opgewondenheid, die romanse, dis hoekom ons huwelike moet altyd romanties bly, hoor? Amen. Ek like jou al hoe meer, Tony. Ons moet nooit die romanse, die vonk, die emosie verloor in ons huwelike nie. Dan word dit soos 'n Lucieshuis waar ons net saam bly ter wille van die kinders of sekuriteit. So daai opgewondenheid, julle weet mos hoe dit is, man, selfs net 'n nuwe selfoon. Ek het nou vir Hyla 'n nuwe cover vir haar selfoon bestel, sy het dit gekry. Sy is so opgewonde oor jou ding, is nie eens vir my mooi nie. Omstandighede, daai nuwe kledingstuk wat die dames, daai paar skoene, of daai kar wat jy gaan koop. Man, as jy begin met daai kar, niemand mag aan hom eet nie, dit hou so 'n maand, dan eet jy self en hom maar die paai krummels oral lê. Dis die opgewondenheid, jy weet, 'n vakansie wat iewers wag. My kind kom kuier uit Amerika. Weet jy, ek is so damn opgewonde, ek kan sommer in die lotto's alles verkeerd invul. Of daai verhoging, of 'n wonderlike verhouding met mense. Emosie kan die wonderlikste ervarings meebring, maar net so kan emosies die vreeslikste ervarings word, wanneer ek kwaad raak, wanneer ek ongelukkig is, wanneer ek stres, down and out voel, depressie of woede of aggressie. Emosie kan 'n mens siek maak. Wonder of jy dit weet. Emosie kan 'n mens siek maak. Worry net lang genoeg en kyk wat gebeur hier binne. Emosie. Jy sien, en weet jy wat, siel, my gedagtes hier, dis waar die vrug van die gees of die vrug van die vlees geleef word, die hele tyd. Siel is waar ek elke dag kies, gaan ek dat die gees, Christus in my lei, of gaan ek deur my vlees leef? Wat is vlees? My eie ek. My eie ek. Ons grootste probleem is die eie ek. So ons siele is ons probleem. Herken dit nou, nie daai ou daar buite nie, jy. Die eie ek. Ons praat van die eie ek. Die Bybel noem dit die vlees, of ons praat van die ego. Nou ego kom van 'n ego, 'n Griekse woord wat beteken I am. I am. I am what I am. I did it my way. I am. Dis ons probleem, ons siel. Hierdie klein I am wat staan teenoor die groot I am en sê I'm gonna do it my way. Jy sê ek moet dit doen, ek gaan dit doen. Dit eindig altyd in 'n ramp. All about me. Selfgesentreerd. En siel is die plek waar ons emosies beleef. Dit lê in ons sielsarea, ons gedagtes. Daardie area van my wat nooit volmaak is nie. Nooit nie. En emosies kan pla. Maar dan is daar 'n ander plek in jou. En dis waaroor ons baie hier met julle praat. Daai ander plek in jou wat dieper is. Hoor lê as jou emosies, jou geestelike area. Maar hier is die probleem. Jy voel nie gees nie. Jy voel nie gees nie, jy voel nie altyd die Here nie, jy sien nie gees nie. En dis waar Christus woon in ons. Ons sien dit nie. Jy sien? Christus woon nie in ons emosies nie. Christus woon dieper. Hy's in ons gees waar siels emosies nie kan bykom nie. En jy voel nie Christus in jou nie. Jy glo Christus is in jou. Want waar hy in jou is, kan jy nie voel met jou sintuie nie, kan hom nie sien in jou nie. En ons dilemma is, ons leef deur ons gevoelens. Dis ons probleem. Ons wil gees voel, ons wil die Here voel, maar my gees lê nie op die gevoelsvlak nie, dit lê baie dieper en hoër, maar ons is emosionele wesens, ons jaag gevoelens. Ons hou van gevoelens, ons wil goed voel, ons wil gelukkig voel, niks fout daarmee nie, almal wil. En nou vat ons liefde vir emosie en belewenis binne in ons geestelike lewens in. En dis waar die probleem kom met die meeste van ons. Want Christus wat in my leef, is nie 'n gevoel nie, dis 'n feit. Dis 'n feit. Die Bybel sê nie ons moet deur gevoel leef nie, hy sê ons moet deur geloof leef. En nou gebeur die volgende, ek voel baie keer nie die Here nie. Ek voel baie keer nie sy teenwoordigheid nie. Ek voel baie keer onheilig en onveilig. Ek onthou die dag toe ek my hart vir die Here gee het in Mosselbaai,
In die 70's was daar by my baie emosie. Ek het gehuil, ek het berou, ek het my sondes bely. Wow, dit was awesome. Hy eerste liefde gevoel, jy ken dit mos. Weet, ek het my lewe vir die Here gegee. Ek voel die teenwoordigheid van die Here, ek is bewus van die Here. Die Here voel so naby. God voel so reël, ek voel so geestelik. Ek is op 'n geestelike high, sê ons. Ek wil net vandag vir jou sê, daar is nie so iets soos 'n geestelike high nie. Jou gees is altyd in Christus aan die regterhand van die Vader. Altyd op 'n high. Ons bedoel eintlik ons is op 'n emosionele high. Want jy sien, dis ons probleem. Ons dink wanneer ek op 'n high gevoel is dit God. En as ek low is dit sy afwesigheid. Nee, dis my emosie wat die hele tyd fluktueer, soos 'n seesaw, op en af. Môre staan jy op en jy sommer kwaad vir alles, jy skop die hond en vloek die kat en alles is net om jou verkeerd. Dis net ons het daai tipe emosies. En wat doen ons? Ons gaan woon die kerkdiens by vanmôre. Om goed te voel. Niks fout daarmee nie. Baie ouens leef hier van konferensie tot konferensie en kamp tot kamp. Hy soek die hele tyd daai high want ek wil die Here voel. Maar die vraag is, as ons nou vandag huis toe gaan en maandag is blou en die musiek is oor hierso en ons raak besig en ons word kwaad en dinge loop verkeerd, dan voel ek nie die Here nie. Ek meeste van die tye in my besige lewe voel ek nie die Here nie. Baie keer voel hy ver, ek voel onheilig, onveilig. Omstandighede veroorsaak soms slegte emosies. Ons weet, dinge loop verkeerd. My lewe voel soms verkeerd. My verhoudings voel soms verkeerd. My werksituasie is baie keer verkeerd. Daar's baie keer mense wat sommer net moeilik is en wat dit vir jou moeilik maak. En mense gaan dood. Mense naby aan jou gaan dood. Daar's kankers. Ek word baie keer kwaad, ontsteld, bedruk oor die nuus en die gemors in hierdie land. Want mense stel te leer. Verhoudings bring spanning. En omdat ek deur emosies leef, voel ek nie God in hierdie goed, wanneer hierdie goed met my gebeur nie. En dan kom die groot vraag, waar is God as ek hom nie voel nie? Chris de Burgh sing, It's such a lonely sky. Waar is God as ek hom nie voel nie? Hoe kan die evangelie die waarheid wees as ek God nie voel nie? Weet, ons het almal seisoene in ons emosionele lewens. Tye waar jy God voel, heilig, veilig, en tye waar God wegvoel en jy voel onheilig. Waar jy nie eers baie keer gered voel nie, jy voel nie geestelik nie. En al die mooi goed wat die Bybel van jou en God sê, voel nie waar nie. Want die seisoene in ons lewens wissel, in ons emosies. Ons ry die rollercoaster van ons emosies reg deur ons leeftyd, op en af. En in alles van hierdie goed probeer ek goed voel, ek probeer God voel, en dan kom die krisisse, die siektes, die probleme, mense gaan dood, dinge werk nie uit nie, my emosies hardloop die mekaar, ek bid, ek voel niks, God voel ver, en ek voel onheilig, want ek verwag, ek moet God voel. Maar my emosies is so onbetroubaar. Kan nie my emosies vertrou nie. Hoeveel keer het jy al gedink, daai is vir jou kwaad, en dan tree jy so op, en dan vind jy uit, was nooit vir jou kwaad nie, hy sukkel net met sy eie probleme. Ons voel baie keer verkeerd. En ek dink, as ek God nie voel nie, is omdat hy nie naby is nie. Ek kom uit 'n Pinksterkerk uit, waar die Heilige Gees gewerk het, en jy God gevoel het, en baie kere dan sê mense, die diens was dood. Bedoelende, hy het niks gevoel nie. Wat 'n aanklag teen die Here wat gesê het, hy sal my nooit verlaat nie. Om te sê, 'n diens is dood. Want dis hoe ons was, ons wil deur ons emosies leef. As ek niks voel nie, dink ek, Here is nie daar nie. Jy sien, ons is geneig om te dink, Christendom is 'n gevoel wat ek moet voel, en in baie tye voel ek dit nie. En ek wonder of God my lief het, ek wonder of God vir my omgee, maar die woord beloof nooit jy gaan iets voel nie. Jesus het nie gesê, aanbid in jou emosies en jou gevoelens nie, het gesê, aanbid in gees en waarheid. Daar's baie keer wonderlike ervarings wat die Gees werk, ek is vir dit. Waar jy God kan voel, waar jy geseënd voel, waar ons aangeraak voel. En as die Heilige Gees werk en jy gee oor, dan is daar belewenis, daar is ervaring. Maar die ervaring bly nie altyd nie, want môre maak 'n ou jou die dinge se nie buite, weens die gebrokenheid om ons, die wisselwerking van ons emosie, voel ons baie kere nie die Here nie. Die waarheid wat ons vanmôre gaan vrymaak, is dit. Christendom gaan daaroor om iets te weet. Nie om iets te voel nie. As jy hierdie ding in jou mind kan kry, gaan dit baie verandering bring.
Christendom gaan daaroor om iets te weet, nie om iets te voel nie. Jesus sê, as die Heilige Gees kom, sal julle weet dat ek in julle is. Jesus het nie gesê, as die Heilige Gees kom, sal julle voel dat ek in julle is nie. Hy sê daar in Johannes 5, dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo. Nie sodat julle kan voel dat julle die ewige lewe het nie, maar dat julle kan weet. In vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid, hoor 'n bietjie mooi, dis die vrymoedigheid wat ons het teenoor hom. Hoekom het ons vrymoedigheid? Ons weet, hy verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So jy moet weet. Hy wil jy moet weet. En jy voel nie ewige lewe in jou gees nie, jy moet dit weet. Die woord sê, jy het die ewige lewe. En jy moet weet, God hoor jou. As jy bid, jy moet dit weet. Dis 'n feit, dis nie 'n gevoel nie. Jy hoef nie te voel hy hoor jou nie. Jy moet weet, hy hoor jou. So luister 'n bietjie mooi, is julle nog hier? Hallo. Luister maar. Glo. Ek het ook nou begin leer fluit. Ek het nou kanaries en hulle koer. Nog nie hulle koer nie, hulle duwe koer. Ek het net 'n probleem as iemand my kan help. Ek weet nie of Val nie, Marita kyk nie, maar ek het nou 'n probleem. Die twee kanarietjies het nou begin nes maak, maar hulle maak nes in hulle kosbakkie en ek het so deurtjie in die hokkie wat ek so oop swaai, die twee bakkies sit daar. Nou die wyfie besluit sy gaan op die saad sit en broei. Nou wat maak ek nou? Kan ek jy deurtjie oopmaak? Sy sit op die nesie. So as ek dit oopmaak, gaan sy wegvlieg want my twee budgies het weggevlieg. Sorry Val nie, hulle het weggevlieg. Natasha bel nou daar vir my, ons is in die kerk, en sy sê vir my, pa, waar is jou budgies? Ek sê, dis daar, sy sê nie, hulle is mee hier nie. Hulle het weggevlieg. Die een sit in die hokkie, en ek dog die ander een is in die kassie, want daar is net een, maar ek dink, ek het vir 2 kos gegee, maar ek dink, daar een het lankal onder my arm uitgevlieg, ek het net nie gesien nie. Nou is al twee weg, my kleindogter in Amerika sê, hulle strawberry en blackberry is hulle name, nou weet ek nie of Jan Fiskale strawberries en blackberries eet nie, maar ek vermoed hulle is nie meer by ons nie. So, jy sien, hoekom het ek nou dit gesê? Ek het gefluit om te hoor of julle nog hier is. Glo in wat jy weet, nie in wat jy voel nie. Geloof is gebaseer op die woord, op die feite, en nie op hoe jy voel nie. Gevoelens kan geloof volg, maar al voel ek niks, dit bly steeds die waarheid, en die feit dat as ek bid, kan ek weet, hy hoor my. Dis nie my gevoelens wat my vry maak nie, dis hierdie waarheid. God vra nie dat ons sal voel nie, hy vra dat ons sal glo in die feit. En al voel ek dan nog nie vandag heilig nie, al voel ek nie hy antwoord my nie, ek is heilig en ek is gered, omdat dit 'n feit is, omdat hy so sê. God het dit gesê en God lieg nie. Al voel ek soms ek bid teen die dak vas en geen terugvoer kom van bo af nie. Die feit is jy kan weet God hoor jou, hy het so gesê, al voel ek nie vandag vir God nie. Ek glo hy's hier want hy het gesê hy sal nooit sonder my wil wees. Hy sal altyd by my wees. So ek glo nie omdat ek iets voel nie, ek glo omdat God dit gesê het. Kyk, dit sal lekker wees om God te voel, altyd, is dit nie? Elke dag. As jy altyd kan voel dat jy heilig is, dit moet great wees, om altyd te voel hoe een ek is met die Here, om God altyd te kan voel, maar ons siele is nie volmaak nie, en daar is 'n tekort. Sondes gebeur daar, dinge gebeur daar, nou voel ek nie altyd God nie. Ek is so bewus van die goed, wat my sintuie vir my wys, want ek sien nie gees nie. Dis hoekom ek hier moet kom sit om te hoor. Die laaste 10 minute gaan ek oor na die volgende, en dit is Romeine 6 vers 11. Okay, dalk 5 minute, anders stop ek net daar, as ek nie klaar maak nie. Romeine 6 vers 11, kyk goed daar. So also count yourself to be truly dead to sin, but alive to God. Count yourself. Die Afrikaans sê, reken jouself dood vir die sonde. Count yourself. Ons verstaan nie die goed, ons lees dit maar, ek sê dood vir sonde nie. Hey, ek het gister my dinges gestrip vir ouens, of ek het dit gedoen, hoe kan ek dood wees vir sonde? Hy sê nie voel jy is dood, hy sê count yourself to be truly dead to sin. Count yourself, count on it, reken jouself. So, die Grieks is logizomai. Logizomai beteken om met 'n calculator sit en op te tel en 'n berekening te maak. Reken. En sien die resultaat. En depend on that. So count yourself, count on the fact
Reken daarop. Don't count on your feelings, count on the fact you are dead to sin. It's a fact. Maar ek voel nie so nie. Ek het gister die kat dalk gevloek of wat ook al. Ek voel baie keer lewend vir sonde. Kom ons wees eerlik. Ons het hierdie 5 sinne tye en begeerlikhede lê en loer om elke draai. Ons word soms jaloers, ons word die whatever in en dan voel ek lewend vir sonde. En dan voel ek, wel, is fout met my geestelike lewe. As fout met my. En nou onttrek ek my in my verhouding met die Here. Want ek sukkel met my siel. Ons almal sukkel met ons siel. Maar Paulus het hierdie goeie nuus. Hy sê, reken jouself dood vir die sonde. Count on it. Depend on the fact. Hy sê nie voel dood vir die sonde nie. Hy sê, count on it. Jy is dood vir die sonde. Dis die feit. Al voel jy vanmôre lewend, omdat jy goed dink vir sonde, jy is nie. Dis jou siel wat sukkel. Jou siel wat sukkel met onvolmaaktheid, jy sukkel om volmaak te word, jy kan nie. Jy kan nie my siel nie solank ek hier is nie. Maar my gees is dood vir sonde. Daar's geen sonde in my gees, ek kan nie meer daar kom nie. Reken op daai feit, nie op my gevoelens nie. So, dis maklik om te sê, maar dis moeilik om te leef. Moenie leef volgens hoe jy voel nie. Wandel volgens hoe jy glo. Want as ek wandel volgens wat ek glo oor my, ek is heilig, dan wandel ek so. As ek wandel volgens wat ek glo, ek is dood vir die sonde, dan volhard ek nie in sonde nie. Is julle ouens hier? Jan van Riebeeck, die arme man, kry ook nou die skuld vir alles. Hy het in 1652 by die Kaap aangekom. Ek het nie sy aankoms gevoel nie, ek voel nie sy teenwoordigheid nie, maar as 'n feit, ek het dit geleer in my geskiedenisboek. Ek glo die feite. Hoe ek voel, verander nie aan die feite nie. Count on that. Ek sal dom wees om die feite te ignoreer, bloot omdat ek nie voel nie. Dit is net so met die evangelie. Ek voel nie altyd asof die Here hoor as ek bid nie, maar ek weet dat hy hoor. I count on that. En as hy sê hy hoor my, dan hoor hy my as hy bid, want God kan nie lieg nie. Ek sal dom wees om die feite te ignoreer, omdat ek nie so voel nie. En omdat ons op ons gevoelens staat maak, lei ons geloof skibreek. Hoor 'n bietjie mooi. My geloof lei skibreek, want ek leef op hoe ek voel, in plaas van om te glo in hierdie feite. Die naam van Jesus is die soetste naam, maar ek voel nie altyd emosie as ek sê Jesus nie, maar ek moet nie die naam voel nie, ek moet in die naam glo. Dit beteken ek vertrou die naam, ek glo in die naam, I count on the name. En dan sluit ek al 4 minute, kyk gou hierso. By which will we all are we sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hebreërs 10:14, want deur een offer het hy altyd volmaak die wat geheilig is. Hoeveel kere is ons geheilig deur wat hy gedoen het? Once for always. Ons is altyd geheilig, altyd perfek, altyd vergeef, altyd aanvaar. Once for always. That's the fact. Count on that. Ons gaan nie altyd so voel nie, maar ons is geheilig once and for always. Count on that. Baie Christene het 'n probleem met daai eternal security, once for always. Want hulle kyk na die siel en dink, it depends on me to become holy. No, I receive it by faith. It's a gift. Holiness is a gift. That's who I am. That's my identity. So, luister mooi, voor ek afsluit. God werk nie met my op grond van hoe ek voel nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. Count on that. Sanctified once for always. Al voel ek af, onheilig, ver van God. Al voel ek lewendig vir sonde, die feit is, I am sanctified once and always.
Dalk voel ek ellendig vandag. Dalk voel ek is nie 'n goeie Christen nie. Maar ek weet, I'm sanctified once for always. And I count on that. Paulus in sy hele evangelie praat oor die 100 keer van ek weet, om te weet. Paulus hele gospel gaan om te weet. Net een keer sê, voel. So moenie jou voel vertrou nie. Daar's geen vrede daarin nie. Halleluja. En dan wil ek nog een ding sê. Wat ek en jy nodig het, is meer Heilige Gees. Jy het die volheid van Jesus in jou. Maar nie die Heilige Gees nie. Die skrif sê, God het vir Jesus nie die Heilige Gees na mate gegee nie. So jy kan 'n mate ontvang van die Heilige Gees, maar van Christus nie, net die volheid. So wat ek en jy nodig, almal van ons is, ons het die Heilige Gees nodig. Hoekom? Ons het die Heilige Gees nodig, waar die werk nog gedoen moet word, in my emosie, in my wil, in my gedagtes. Want dis wat die duiwel sy goed kom plant. Ons het meer Heilige Gees nodig, meer oortuiging, meer openbaring, meer manifestasie. Ons het nodig dat die lewe, wat in my gees is, die heiligheid, oorloop, ook in my belewenis, in my siel, in my gedagtes, wat ek sê, wat ek praat. Die Heilige Gees werk, maar ek kan hom blus. Hoor mooi, ek kan hom blus. Sonder die Heilige Gees is Christus in jou, sonder krag, sonder effek. Want Jesus, toe hy gedoop is in die Jordaanrivier, toe die Heilige Gees neerdaal, toe begin sy bediening. Jesus wil niks doen sonder die Heilige Gees nie. Dis hoekom ek en jy het die volheid. Maar waar is dit? Waar is dit? Hoe leef ons? Hoe praat ons? Waar is dit? Hoekom sien ek dit nie? Ek gaan vir die sê hoekom. Ons blus die Heilige Gees. Ons blus die sleutel wat God gegee het vir ons, om alles oop te sluit, die Heilige Gees. The revelation of Christ in me, through the Spirit. Hy lei my, hy leer my, hy oortuig my. Ons het die Heilige Gees nodig om te werk in ons lewens. En dis ons probleem. Meer Heilige Gees, Here. En weet jy wat is my wonderlik? Ons kan baie keer, kom ek sê so, ons jaag nie emosies nie, want ons voel baie keer lou. Maar wanneer die Heilige Gees toegelaat om te werk, is daar emosies. Ek onthou toe ek my hart vir die Here gegee het, ek het gehuil, ek glo in 'n nat bekering. Hierdie meganiese, koue, metodiese, ek glo man, wanneer ek my lewe gee, dan gee ek my hart, my emosie, my siel, daar's trane, daar's berou. Ek glo in 'n volle oorgawe by wedergeboorte. Nie net sê 'n dingetjie saam nie en nou amen, jy gaan hemel toe nie. Die Here het nooit gesê as jy 'n dingetjie opsê, gaan jy hemel toe nie. Mense sê baie keer met hulle kop, maar hulle hart's nie daar nie. Sien, God is agter my hart, hy sien my hart. En dis hoekom, wanneer die Heilige Gees kom en hy oortuig jou, spring in die water. Join, dat hy jou vat, dat hy oor jou spoel, dat hy deur jou werk. Daar's emosie wanneer die Heilige Gees kom. Ons moet nie skaam wees vir emosie wanneer ons so saamkom en ons ervaar die. Dis goed, dis baie keer asof die Heilige Gees my emosie kom was van al die drek en my worries en my spanning en die knope wat in my siel kom lê, my gedagtes, soos of die Heilige Gees dit so uitwas baie kere. Ons het die Heilige Gees se werking nodig. Christus is daar, maar ons het sy werking nodig, die Gees. Ek pleit vanmôre by Kruiskerk, by julle ouens. Dit maak nie saak uit watter kerk agtergrond ek kom, dit maak nie saak nie. Ons het die werking van die Heilige Gees nodig. Ons het die krag van God nodig in my beleweniswêreld. Halleluja. So kom ons vra hom vanmôre. Here, ek wil U beleef in my huis, in my huwelik. Ek glo, ek is nie afhanklik van voel nie, maar Here, ek is siel, gees, liggaam. Dankie dat U al drie bedien. U genees siekte, U wederbaar my gees, maar my siel wil ek ook belewenis hê, Here. Ek wil net koud, rigied glo nie. Ek wil die nagevolge, die veranderings, die vernuwing, die vloei van die Gees wil ek in my siel ervaar, in my gedagtes. En weet jy wat, dis waar die verandering kom dan. As ek glo, dan is daar
gevolge. Dan kom die Here, sy Gees, en hy begin werk, en hy vul, en hy, Paulus sê, ek wil nie julle moet dronk word van wyn nie, word met die Gees vervul, hy bedoel, loop oor van die Gees, loop oor. Kom ons bid saam. Here, ons siel voel baie keer leeg, maar dank God, ons gees is gevul. Ons siel voel baie keer onrein, maar dank God, ons gees is geheilig. Ons wonder baie keer, waar is die Here? Want ons wil voel, maar dan voel ons nie, Here. Maar dankie dat ons vanmôre hoor, ons kan weet. As ek hier uitgaan, en my dinge werk nie uit nie, Here, en dit voel vir my, God het van my vergeet, of God antwoord my nie, dan is dit een ding, ek kan weet, U hoor my altyd. U antwoord nie altyd soos ek wil nie, maar U hoor my altyd. Ek vertrou U, Here. Ek vertrou U. Daardie tye waar ek nie voel nie, kan ek weet, U is altyd by my, want U het gesê, U sal my nooit verlaat nie. Heilige Gees, wonderlike Heilige Gees, kom werk in my lewe. Kom werk, hy wat in my gees is, na buite in my wandel. Die heiligheid wat ek is, die geregtigheid wat ek is. Laat my identiteit in Christus manifesteer ook in my vlees, Here. Heilige Gees, ons het U nodig. Kom Heilige Gees en kom werk. Kom doen die werk van die Vader in my siel, in my gedagtes, in my emosie, Here. Kom vat my vir U, ook my siel. Kom vat my siel vir U. Kom was my siel vanmôre in die bloed van Jesus. Kom reinig my siel. Laat die heiligheid van Christus in my gees ook deurvloei in my siel. En wat ek dink, waarna ek kyk. In Jesus naam, Heilige Gees. As ons U blus, dan bely ons is jammer. Kom Heilige Gees, terwyl jy daar sit, glo ek die Gees van die Here praat met ons, met jou, ek voel dit, dat die Here hier is, ek voel vanmôre, dat hy met mense praat, ek voel dit. En al voel ek niks, hy is nog steeds hier en hy doen sy werk. Soms voel jy dit. En ek kan voel hoe hy werk met ons harte, met ons siele, met ons gedagtes, ons emosies, daai depressie, daai woede, daai onvergewingsgesindheid, die Heilige Gees is daar om te kom werk. Jy sê, hoe vergewe ek? Dit is menslik onmoontlik, maar met die Here in jou word alles moontlik. So laat die Here vanmôre jou bedien, laat sy Gees jou bedien, jou siel, jou gedagtes, jou wil, in Jesus naam. In Jesus naam. You are the air that I breathe, Lord. Ons sit net so, dan sin Tashat vir ons huis toe gaan. Maak dit jou gebed vanmôre, uitnodiging. Lord,